Baie julle welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie by Klipdrif hier by Benny se plek. En ons sien uit na 'n lekker dag se papgooi. Ek hoor dis 'n klomp klein visies wat byt. Haai man jou taal. Maar ons gaan probeer om die grootste te vang. Ons gaan net lekker vis vang. Dis die laaste program van hierdie reeks van Vaskap en Benna, is nou jou eerste Vaskap wat jy saam met ons doen. Voorreg. Dit gaan lekker wees. Ons het nou al 'n klomp Let's Go Fishings gedoen. En man, dit gaan lekker. Dis net lekker om vis te vang. Lekkerder. Daar sy. Benna, gaan jy vir ons voer aanmaak? Jy weet ek love voer. Ek maak dit graag. Okay, wys sommer vir die kykers hoe om dit aan te maak. Ek sit hom in charge. Ek gaan leaders aansit. Daar sê julle. So een van die belangrikste vir my items vir hengel is jou voer. Vir my gaan alles oor die voer. Dis waartoe die vis kom, dis wat hom trek, dis wat hy wil eet. So voer is my baie belangrik. Ons het hierso die 2 kg wat ons gaan aanmaak vandag. Jy sal sien agterop staan dit presies hoe jy dit moet doen. 2,5 teen 1. So ons gaan dit nou vir julle alles mooi verduidelik en dan hierdie pakke kom jy kry 1.5, jy kry 2 en jy kry 3. Alles dieselfde voer. Dis net hoe baie jy die dag wil hengel. En dan dit is ook hierso die grit. En dis 'n lekker bestanddeel om by te sit. Waarvoor sal jy grit gebruik? Ek persoonlik sal grit gebruik om so bietjie my bol swaarder te maak, om bietjie iets meer agter te los vir die vis. Maar ja, baie mense gooi warm water by, laat hom bietjie swel. 100 applikasies wat jy kan doen. Maar grit, baie belangrik om by te sit. So 2,5, maar ons gaan double op. Want ons het baie vis om te vang. So daar gaan hy 1 2 Hey, aber maak ook mal. 3 4 5. So daar is jou voer nou in. Soos om gedabel op, daar's er 5 in. Jou waters gaan ons dan, as jy wiskunde kan doen, 2. Soos wat is 1 water. 'n tweede water. En wat super belangrik is, wanneer jy hierdie voer aanmaak, roer daai water goed deur daai voer. Dat al jou bestanddele lekker nat word. Maak seker, moenie nou brei nie. Al wat jy doen, jy gaan dit met jou vingers dwars deur alles, dat al die komponente lekker water kry. So nou gaan ons die grit insit. En soos ons vir julle gesê het, net 1 koppie. Ek gaan nie baie grit vandag insit nie. Alhoewel ons by Klipdrif is en ons wil 'n bietjie ons bolle swaarder hê. Bietjie so 10 meter te wen. So daar is jou koppie grit. Die belangrike is as jy hom gooi, jy moet hom so gooi. Daai S vir signature series. Grap sommer net, julle stroom lekker hier deur. So die rede vir dit is, ons wil bietjie meer agterlos in jou swim. Jy wil bietjie meer grit agterlos en as jy vir langer periodes hengel, dan uit die aard van die saak, dan lê daar meer en dit begin net al hoe beter en beter met jou te gaan. Maak jou bol 'n bietjie swaarder. Veral hier by klippies waar ons dalk 'n bietjie afstand moet hengel. En soos julle daar kan sien, as jy nou diep in kyk daar, as hulle inzoom vir ons, dan sal jy sien, kyk hoe sit daai geel grits alles daar in jou voer. Ek is reg om asies op te sit, of ek het al klaar opgesit. 2 Wynot mieliepitte. En hulle net so teruggedruk in die bol. Ek wil kyk of ek kan groter vis vang vanoggend. So ek gaan al 2 stokke mieliepitte doen. En dan gaan ek saam met dit so klein bietjie hoekom bloekom spuit. Nie te veel nie. En saam met dit bietjie aptekersanys. Ja, so hoe weet jy jy's op Klipdrif? Jy vang 'n 500 gram karpie, dan weet jy jy's op Klipdrif. En dit is wat ons wil doen vandag. Maar dit is wat dit is. Dit is visvang. Jy vang die kleintjies en jy vang die grootes. Hierdie stok het letterlik, vir my betluis is groot, hè. Hierdie stok het letterlik minder as 10 minute gelê. En ek het daai kaapkransjie opgehad. En daar is 'n rede hoekom ons daai kaapkrans hengel. En jy sal sien ek hengel dit lekker dik. Ek wil eers 'n bietjie geur in die water in kry in my kolom. Dan sal ons later so 'n bietjie back down. Kom. As sy.
gaan sommer net hier so afhak. Ek het nou gesien wat Benny gevang het. Daai stok van hom het nie lank gelê nie. Nou, dis nie my idee om klein visies te vang vandag nie. Maar ons weet ook al as hulle byt, dan vang ons hulle. So ek gaan bietjie iets anders te probeer. Iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek het 2 Bloutrein mieliepitte uit ons Signature Series Rex uit. Het ek opgesit en hierdie is Barber Apex. So dit is 'n suiwerie ding, dit is 'n visolie. Hierdie een mieliepit maak so 'n halwe hollerigheid hier aan die onderkant. Ek gaan dit bo op elke aasie sit. Net kyk of ons dalk my klein visies kan afsit om dit te eet. Ek gaan hom so op so 100 meter gooi, die ander een is seker op so 120. Kom ons gooi hom in en kyk ons wat gebeur. Gaas. Lau! Help! Okay, ek gaan hierdie neersit want kyk wat gebeur hier. So, ons gaan daai een eerder vang. As ons net pelle gehad het, okay, wag. Hier is die storie. Nee, vang jy lekker bas. Wag, okay. Net so sit. Want ek net hierdie. Nee, kyk. Wie het vriende nodig as jy sulke pelle het? Okay. En daarin loop nog steeds. Hier is een van daai treine. Ek het 'n 35 gram sinker gevat. En ek het hom net regtig bietjie verder gegooi. Ek skat so en te bang om te sê, maar ek dink so hier by die 140 plus. En net daai verder afstand, daar maak hy verskil. En dit is maar die ding van klipdrif, weet. Ons sê altyd die beste haas in klipdrif is afstand. So en op Wat's fout, Benno? Wat's fout? Ek pla my as ek wil bes vang. Wat's fout? Kyk daar. Jy pla my as ek wil bes Lekker vang. 8 voet stokkies wat hy daarmee hengel, hè. Ek hoor is bes by jou plek. Dis chaos ook. Het jy 'n mooi vis aan? Hier is 'n mooi vis. Kan jy my net dalk met die stok hy so Ook as jy nie vir my myne hardloop ook nie. O, dis jou nou wat hardloop. Ja. Is hier ook 'n grootte aan? Nee, dis 'n kleintjie. Nee, gee my dan daai stok. Jy kan Ja. En Mr. Julius. En ek kan niks anders te doen as altyd chop BG nie, so. Ek's bly jy het dit gebring. Chop BG. Chop BG, papa. Jy sal nog eendag onthou wat is chop. Ek moet sê jy baie nikker reuk daai. Nee, kyk, ek love chop. Ek weet nie of ek die B net gevat het vir dalk vir Benna of Benna groot vis. O, daar's hierdie een af. Ja, maar dis goed solank jy net hierdie een af het. Ja. Sê as daai naby is, dan gaan ek vir jou skep. Nee, jy's 'n polisman nou eers. Soos Jo, so dis 'n klipdrifvis. nee, vang jy hierso? Kap jy maar die bes chop. Ek gaan nou bes vang. Ja. Terwyl Benny aan hierdie vis hang en die vis aan hom hang, maak 'n draai op ons Vaskap se Facebook page, Vaskap. Die amptelike blad. Daar's 'n klomp nuwe goedjies wat daar opkom. Ons gaan probeer om nog 'n reeks te doen. En ek wil net vir ETV dankie sê vir die geleentheid wat hulle vir ons gee het. Hooplik kan ons dit weer doen. Dit sal great wees as ons dit weer kan doen. Maar daar's 'n klomp nuwe goed wat kom. Ons het as julle daar op ons Facebookblad gaan draai, julle gaan sommer sien. Die klere wat ons het, alles wat ons het is daar beskikbaar. Maar boonbehalwe dit exciting times. Klomp nuwe goed wat kom. Klomp nuwe goed wat kom. Goeie nuus of slegte nuus? Het jy al gehoor ons het tyd is jou enemy. Daar's hy. Jy moet in 'n meeting ingaan. Ja, maar nie nou nie, ek moet bietjie staan nog. Sê vir Brandon, ek sê hallo. Ek hier is erg. Okay, maar ek moet meeting. Okay. Ek moet meeting. Sê vir die manne by Rapala, ons sê dankie. Daar's hy, kom ek gaan vang Benny se vis. Hy's om my palle. David, ek dink loop jy so om op die jetty of gaan jy saam met my stap? David sê hy gaan saam met my stap. Kom ons gaan. Man, ek moet sê dis lekker om met kwaliteit gery te hengel. Hierdie katrolle wat Benny op het is die Daiwa Crosscast. En ons hengel bietjie dikker lyn. Dis sommer sy kompeterende katrolle. Gewoonlik sit ons dunner lyn op wanneer ons hierdie episodes doen. Maar hier is sommer nou met die 10 pond lyn.
En dit bly net lekker. Hierdie is regtig 'n mooi vis. Hy wil nou niks weet van nader kom nie, maar ons het die hele dag tyd om hom uit te speel. Kom. As jy jou stok se punt laag hou, dan kom hulle vinniger in. Elke keer as jy sy kop uit die water uittrek, is dit soos wanneer jy iemand se kop in die water indruk, dan wil hulle net uitkom en hulle wil in 'n ander rigting gaan. So, is maar onnatuurlik vir hulle. Nou gaan hy weer daai kant toe kom, Sienna. Boom, chaka, laka. Dankie, Benna. Kyk hierdie pragtige vis, julle. Jo, is 'n pragtige vis. Haas Benna se vis. Ek is so 4 kg. Maar ek moet vir julle sê, hierdie vis het vir my opgeboks. Regtig 'n mooi vis. Hoopelik is dit 'n teken van goeters is wat om te kom. So, ons gaan kyk of ons nog 'n paar van hulle kan vang. Ons gaan gou 'n fotootjie neem en dan gaan ons hierdie pragtige vis terugsit. Dankie ou groote. Kom ons laat hom mooi gaan. As hy, kom kuier weer vir ons, hoor. OK. Vir jy hom vir my? Hey. Hier byt my stok, is die een met die bloekommeliepitte. Kom ons kyk of dit 'n grootte is. Waar is jy? Hoekom? Bloekom. En nou apteker se hy's nie 'n groot visie. Maar dis 'n vis. Nee, die grootste vis in die wêreld nie. Uit jou. Ja, nou is dit te laat. Daar's my allemintige 1 kg vis. Kyk hoe lekker rond is hierdie visie. Dis net te veel tyd mos nie. Want ons wil vir julle nog 'n paar grootes wys. Op daai bloekompit, apteker se huis. En hoekom bloekom? As jy klipdrif toe kom, bring dit saam. Ek is reg om asies aan te sit op daai stok wat ek nou daai vis mee gevang het. En wat ek in my hand het, is ons Why Not Millies. Nou Why Not is 'n bloekommielie. Oei, ek gaan die ander stok. Hallo. Dis 'n klipdriffer. OK, die Why Not Millies gaan nou 'n bietjie wag. Hardloop 'n groote hardloop. Is joune. Benny het gesê hy wil 'n 40 meter run kry. Nou my polisman is nou ver in die water. En hierdie was op 'n bloutrein mielie. So as jy klipdrif toe kom, dit is 'n dam waar die mieliepitte regtig goed werk. En hierdie stok het ek nie ver gegooi nie. Ek het hom seker op so 90 meter gegooi. So ek het al baie vis in hierdie dam gevang met daai bloutrein mielie. Is maar 'n spirits mielie. En dit is nogal iets waarop ek trots is in ons reeks. Daai ons mielies is regtig mooi. Ek hengel hulle nie baie nie, maar ek dink is tyd dat ek hulle bietjie meer hengel, dat ons bietjie groter vis vang. Jo, so 'n mooi vis. Ek onthou nou, ons het daai bloutrein mieliepitte opgesit en ek het daai Barber Apex, daai visolie dippie opgesit. Juis om die kleiner vis weg te hou en hy het lekker lank gelê. Seker so 35 minute gelê. Want as jy iets soets opsit, dan byt hierdie klein visies verskriklik vinnig. En hier vang ons wraggies 'n mooi vis met dit. Sy, jou lekker ding. Hierdie karp is seker so 3 kg op my kortstok. 2 bloutrein mieliepitte met daai Apex Predator op. Of Barber Apex Predator. Ek gaan nou vir julle wys as ons opaas hoe het ons dit gedoen. Man, dit was nou lekker. Op die kortstok, what a fight. Ons gaan hom terugkry. Ons het klaar foto's geneem. En dan gaan ons nog van hulle vang. Oeps, kom. Assy. Het jy klaar meeting gehou, Benna? Great stuff. Benna. Lekker maar. Yes, dit is nou pret. Op die kortstok, nee? Die kortstok? Op die kortstok. Maar hoe is altyd my stok uit? Wat het jy te maak daar? Jy het te lank meeting gehou. Al die stokke is nou uit. Joune, myne, alles. Kijk, nou gaan dit lekker. Nou het ons double X die hele land vol na daai meeting. Kom ons vang 'n vis, is te mooi van hierdie. Alright, kom ons vang hulle.
Ons kry hom terug. Gata patata. As hy op my diepstok. 2 Wynot mieliepitte. Het ek hulle uitgehaal, ek het 2 klein pytjies uitgehaal. Ek hoop nou nie ek is later spyt omdat ek nou 'n klein pit vat nie. Gewoonlik vat ek die groot pitte en ek knip hulle. Hierdie gaan ek nou net so haak. En dan druk ek hom so terug in die mieliebol. Druk die ronding van die hoekie in die mieliebol in. En dan op die ander hoekie gaan ek presies dieselfde doen. Ek gaan hom mooi haak. Wat meeste van die pit op die buitekant van die hoek sit, soos daarso. En ek skuif hom sommer so terug op die steeltjie, dan weet ek, die pit kom makliker die pad uit. Nou gaan ek bietjie hoekom bloekom spuit. En dit spuit ek sommer so, nog so bietjie op die pit, op die mieliebom. Bloekom, eucalyptus, selfde ding. En dan die aptekers anys op die ander kant. Nie te veel nie, want hy is verskriklik sterk. Ons gaan hierdie wind van agteraf lekker gebruik. Dan kom ons gee hom alles. Lekker, lekker. Bena, jy is reg om in te gaan. Waarmee het jy daai eerste groot vis van jou gevang, Boeta? Maat, wat ek doen is, ek sit 2 van hierdie SWG floutjies op. Dit is daar soet wit garlic. So, yes. En jy sal sien, ek sit 2 op en dan 'n enetjie op. So my onderste hoekies sit ek altyd net 1 op en die bosse en 2. Die rede vir dit is, kyk, ons het nie regtig pyne in ons dam en strukture en goed nie, maar ek hou van 2 floats bo, want dis altyd daai as in die moeilikheid is en iets lê in die sluk, dan kan daai ouetjie bietjie uitkom. So hy's baie meer buoyant. En natuurlik, en ek irrelevant jy vra, natuurlik het ek dit gevang met my chop BG. Okay. Ek sit dit op en ek sit Julius op. En Benny is 'n ou wat skaam is vir die dips, nie? Nee. Hy sit baie op. Ek het 'n sponsor, so jy gooi vir hulle. Daar wat daai vanaand kom is daar nog baie Benny. Daar nog baie. Dan sê ek gaan jou los, kry hom in. Ek gaan solank my ander een oppas. Hierso het ek nou my naderstok, hengelaai tipiese 115 met hom, 105, 115. En wat ek hierso verlief op is hierdie Kaap Crunch. Kom ek wys julle as hy opgaan. Dis so dik. Kyk, ek sal met hierdie houtjie vir my roomhuise bou. En weet jy of dit al genoeg, ek sit sommer nog op. Ek love dit. Want wat vir my lekker is van dit, as hierdie bol nou op die bodem gaan lê, niks gaan sommer net weg nie. Daai bly daar. En Kiana natuurlik. En hoe lekker is dit vir my? Ek wat van dik dips hou. Love dit. Kyk, ek dink Lou gaan onbepoep as ek elke maand met dips kry, maar dis wat dit is. Mens noem hierdie lekkerder. Ek vat 'n Wynot mieliepit, dat ek hom net vir julle so omdraai. Ag nee, Wynot, nie 'n blou trein. Wynot is op die ander stok. En nou het ek hulle laat val. Dat ek nog 2 uithaal. Lekker. Verskoors, jou lekker ding. Julle sal sien. Hierdie mieliepitte se hartjies maar raak so blou-groen. Nou, dit is van die spesifieke tipe spirits wat ons gebruik om vir hulle te gee. Weer eens dieselfde, al wat ek met hulle doen. Ek haak hom so op die kant. Druk hom in die mieliebom in. Dan die enetjie. Hierdie een is nou 'n bietjie kleiner. Ek hoop jy gaan spyt wees nie. Haak hom in. Ek gaan hom so 'n bietjie omdraai, dat hy onderste bo is. En wat ek gedoen het, ek het hierdie Barber Apex gevat. Dit is eintlik ons Barber dip. En ek het dit so hier in die mieliepit so op hom gesit en op hom gesit en so met die bol so 'n bietjie gesmeer. Dan ruik soos daai Creole chippies. Ek is nie heeltemal seker nie, hy het hom nou teruggestoot. Kom ons kyk. Tel hom op. Katrol. Hallo daar. As hy styf word, maak maar seker hy is reg vir hom. Ja, hier bly iemand aan die kant. As hy. Dit is 'n ghost karpie, amper 'n kooierige kar. Kyk hoe blink hy daar. Hallo ou. Hier sien net, daar swem hy in die net in. Pragtige klein ghost karpie.
Hy word amper 'n kooi. Ek gaan hom dadelik terugsit, want ons wil vir julle grootes wys. Kyk hoe blink hy, as ek hom terugsit. Swem nou mooi vir die kamera. Daar is hy weg. Omdat dit ons laaste program in die reeks is, het ons besluit om bietjie in die aand te hengel. Ons het dit nog nooit regtig gedoen nie. En ek sit so 'n bietjie voer in die water, bietjie van ons particle mix. Ons wil kyk of ons hier vanaand 'n groot vis kan vang nie. Ons is aan die einde van 'n lang dag. En hier is 'n massiewe storm hier agter ons wat ons bekruip. So ons gaan ons goeders bære. Maak 'n draai op ons Facebookblad as jy meer wil weet van die plek waar ons gehengel het hier by Klipdrif. Is eintlik te veel vis. Die jong vis het ons geplan, daar's baie mense wat net 'n vis wil vang. Maar hier is nou weer 'n mooi aan die lyn. Kom ons kry hom in die net. Oi. Assai. Is 'n mooi vis. Seker so 1,5 kilo. Nie die monsters wat ons wou vang nie. Maar ek moet sê die weer is bietjie wispelturig. Dankie Boeta. Gaan word groot hoor. Ek kom weer vir jou. Ek wou net begin oppak. Toe hardloop hierdie stok. Die storm het ons nie gevang nie. En hier is 'n mooi vis aan. Ons gaan nou kyk hoe lyk hy. Hier spring 'n paar groot visse en ons het iets baie weirds in die lug gesien. Ek en David is nou altyd so 'n bietjie jittery. Wat dink jy was dit, David? Aliens. Daar kom hy David, ek sien hom op die water. Hier is een van die visse waarvoor ons Klipdrif toe gekom het. Sy. Dit was nou behoorlike geskarrel om die ligte uit te haal, want dit was stiknagdonker toe hierdie ou gebyt het. Dis 'n groot vis. Ek skat hom seker so 6-7 kilos. En dis 'n fully scaled mirror. Haha, miassie. En jy was hier so Boeta. Dis 'n mooi vis. Boom chakalaka. Say, what a fish. Kyk hierdie pragtige vis. Deur storms, deur hitte. Man, ek gaan nou my goed uittrek, 'n stort vat en in die bed klim. En slap, want môre is nog 'n lang dag. Kom ons sit hierdie pragtige vis terug. Uitgespoon. Dankie jou groote. Gaan eet nog. En ek sien jou weer. What a fish. Gaan sy.